U luister na Storytyd saam Stella, aangebied deur Estel Rousseau. Die laaste lewe van Tim Tom Taljaard, geskryf deur François Verster, voorgeles en verwerk deur Estel Rousseau. Die laaste lewe van Tim Tom Taljaard is die sonderlinge verhaal van 'n kat wat sy eie storie vertel, in die tradisie van Japaneese katstories, maar 'n eerste in Afrikaans. En hoe hy weens 'n fratsongeluk besef dat hy skielik taal kan verstaan en 'n vreemde behoefte by hom ontstaan. Kenmerkend van hierdie verhaal is die skranderkat se skerpsinnige opmerkings, veral sy beskrywings van die gesin waarvan hy deel is. Dis die skrywer se 12de boek en bevat al die beste eienskappe van sy skryfwerk. Episode 12. Nana en Mrs. raas met papa alweer. In die kombuis soos gewoonlik. Hulle stemme trek deur die huis en dit maak my ore seer wanneer hulle so skree, soos altyd. So wat het jy nou eintlik reg gekry, wil Mrs. weet. Haar stem is dun, soos die man in die tuin. Sy is kwaad en bang. Ten minste het ek geprobeer. Papa is moeg en vies. Hy praat nou sagter. Sug 'n paar maal. Almal bedaar nou. Ek luister fyn om te hoor. Bly die geraas is verby, maar nuuskierig om te hoor waaroor dit gaan. Van die bokant van die trap kan ek vir papa by die tafel sien. Ek sluip verder af om beter te kan hoor. Wat het jy geprobeer, Hendrik? Laat Nana hoor. Jy het haar net verder weggedryf. Papa skud sy kop. Sy het nie hulp nodig om weg te dryf nie. Nie van enige een van ons nie. Hy neem 'n sluk van iets wat aaklig ruik. Nana gooi vir haar ook in. Ja toe, suip gaan nie help nie, brom Mrs. Toe gooi sy vir haar ook daarvan in 'n lang glas. Papa maak 'n geluid soos 'n leeu wat brul. Sies Hendrik, dis nie snaaks nie, kla Mrs. Nana brom iets oor 'n trekker wat misfire. Mense. Ek gaan verby tot by die agterdeur en kyk uit oor die agterplaas. Kasper jaag 'n vlinder en Frikkie lê en kyk. Sy lang ore lê weerskante van hom op die grasperk. Soms lyk hy vir my soos een van daai bruin lekkers, toffie wat gesmeld het. Nana sug. Ek het hierdie ding sien aankom. En hoekom het maar niks gesê nie? Mrs. se stem raak dun. Ek weet sy gaan nou begin huil. Het jy vir my geluister toe jy jong was, Did you? Mrs. maak 'n vreemde geluid. Snik noem mense dit. Kom drink nog 'n doppie. Nana tel die bottel op. O, frek, dis leeg. Hulle begin almal lag. Mense. Ek gaan lê langs Frikkie. Hy lig net een oor. En dan sê mense katte is lui. Dit ruik bedompig hier. Of is dit net ek wat my dinge verbeel? Die flitse is nog nie terug nie, maar ek ruik allerhande dinge en dan weet ek nie. Maar tog, die gras reuk by die tuin. Papa het dit ook geruik. En ek ken daai reuk, want toe ek klein was, het papa en Mrs. ook vreemde goed gerook. Eers toe Jenka gekom het hulle daarmee gestop, en nou ontstel die reuk vir papa. Kasper kom ruik aan my, en dan aan Frikkie. Hy staan skielik stil. Hy nies. Ja nee, Frikkie lyk vir niets so onskuldig. Papa kom by die agterdeur uit. Hy kyk na my wat langs Frikkie lê. Ja, Timmy, die Bybel sê die leeu en die lam sal langs mekaar lê. Jy is die leeu, ou maat, en Frikkie is die lamgat. Hy lag. Kom julle, etenstyd, kom kry julle kossies.
Frikkie is dadelik op en by die deur in, nog voor Casper. Ja, ou Frik, sê pappa. So is honde mos, vreet en skyt. Dis waarvoor hulle werd is. Hy lag weer. Geen wonder Nana like jou so baie nie. Ek het dit gehoor, skree Nana uit haar kamer. Ek sien haar vensters is nou oop. En weer kry ek daardie reuk. Dis asof ek dit vandag oral ruik. Alles vermaak en sy windpik se skuld. Is ek seker. Laat ek maar gaan eet. Ek kan dan 'n bietjie gaan slaap. Ek lê met my kop op een van pappa se boeke, oopgeslaan op bladsy 10 van die rooi boekie Afrikaanse sinoniem woordeboek met antonieme. Ek weet nie wat alles beteken nie, maar ek hou van hierdie boekie. Dis makliker om te blaai as die dik bloue met die dun blaadjies, die HAT. En ek kan gemakliker met my kop daarop lê. Pappa en missus kom met die trap op. Hulle kyk by die studeerkamer in, oor en verby my, en loop na die TV-kamer. Almal in hierdie huishouding is mal, sê missus. En moenie van my sê, dis net my kant van die familie nie. Jenka is, ja, sê pappa. Sê liewer almal in hierdie huis, het net 'n kakhouding. Ek dink nie my houding is kak nie, maar ek moet erken, ek weet mos self nie meer of dit kat is of iets anders nie. Wat is ek nou? Ek wonder elke dag. Ek kyk na Casper en al wat ek sien is iets nader aan Frikkie as aan my. Ek verstaan pappa en selfs missus beter en dit ontstel my. Hoe meer woorde ek verstaan, hoe meer is ek ontsteld. My wêreld is geweldig verander, want ek lees al meer. Dikwels verstaan ek nie wat ek lees nie, maar dan slaap ek eers in droom en ek hoor die stem, wat baie soos pappa klink. Die stem verduidelik dinge aan my. Dan begryp ek wat ek gelees het. Soms nie alles nie, maar dit help. En so het ek gelees dat 'n mens gemiddeld 7 drome droom, elke keer as hy of sy slaap, en dat dit meestal oor dinge gaan wat hulle bang maak. Maar wat van katte? As dit is wat ek nog is. En hoeveel maal droom 'n mens of 'n kat of 'n katmens oor dieselfde dinge? Al wat ek weet is dat dit soveel eenvoudiger was toe ek net aan katdinge gedink het. Nie oor verhoudings en konflik en literatuur en pappa se kunsdrome, oor meer dinge as wat my kop ophoop, as wat ek kan noem. Iewers in my kop dwaal Mia nog rond. Elke maal wanneer ek aan ander katte dink, veral mooies wat lekker ruik. Ek weet nie meer wanneer pappa my laat regmaak het nie. Ek hoor hy praat daarvan wanneer ander katte raas en baklei. Maar ek weet dat dit my vet en lui gemaak het. Pappa sê, dit het my van seerplekke en siekte gered, en dat dit beter is as daar minder honger en siek diere is. Hy is seker reg. Vandat katte by mense begin woon het, het ons verskriklik baie geraak. Asof die mense vermoë om te teel ook na ons oorgewaai het. Ek sukkel nog met dik boeke. Behalwe dat hulle swaar is om na 'n plek te sleep waar ek kan lees, is dun bladsye ook peslik om te blaai. Pappa het baie Engelse boeke, waarvan ek wel die prentjieboeke heel maklik kan verstaan, maar ek bly weg van moeiliker boeke. Gelukkig is hulle in elk geval die dikste, daai boeke met die lang woorde. Afrikaans lees maklik. Die taal is eenvoudig. So, pappa sê, meer direk as Engels. Dis vir my mooi en gemaklik. En die groot blou boek met die blinkletters op help as ek sukkel, al blaai hy moeilik. Pappa hou hom op sy lesenaar, gerieflik vir my. HAT, goeie boek, baie woorde in hom geleer. Ek kyk nog TV saam met pappa, dikwels op sy skoot. Daar is ek en hy op ons gelukkigste.
Pappa het al baie gekla dat Mia nie 'n skootkat was nie. En Casper, wel, dalk as hy eers van al sy jeugdige energie ontslaag geraak het. Frikkie het vroeër afgunstig geknor wanneer ek op pappa en veral Jenka se skoot geklim het, maar ek kan sien hy het aanvaar dat ek hom maar altyd een voor is. Pappa sê altyd honde is vir mense bedoel wat slawe wil hê, wat blindweg vertrou en nie self kan dink nie. Maar so kyk ons toe 'n fliek van 'n skaaphond, Lassie. En is daai brak nou slim? Hy moet nog net kan praat. Ongelukkig vir Frikkie is hy nie familie van Lassie nie. Duidelik nie. Daar is 'n klomp klein boekies op pappa se boonste rakke. Hy het al een daarvan afgehaal en ek het dit deurgekyk terwyl hy geslaap het. Dis in Engels, maar ek kan die meeste van die prente uitmaak. In die stories is daar 'n wit hond met 'n neusie soos 'n stukkie steenkool en dun swart ore. Sy naam is Snoopy. Vervelig. Pappa lag altyd as hy die prentjieboeke lees. Lag is vir my snaaks. Hoekom doen mense dit? As hulle maar weet hoe simpel hulle klink en lyk. Gelukkig lag katte nooit. Humor. Dis wat mense dit noem. Maar ek verstaan dit nog nie. Is dit so speel? Dit maak my nogal nuuskierig. 'n Ander ding van mense wat my verbaas, en daar is baie sulke dinge, is die goed wat hulle eet, soos chocolates. Ek het al daaraan gelek, maar dit smaak na niks nie. Maar vroue kan baie daarvan eet. Missus vra vir pappa as hy winkels toe gaan om daarvan te koop. Onthou die chokkies, liefie, sê sy dan. Hy sug, maar hy bring dit. Gelukkig vir my hou pappa meer van soutgoed soos chips. Pappa eet baie biltong as hy rugby kyk. Van rugby weet ek steeds nog min. En gee ook nie om nie. Maar van biltong weet ek alles. Arme Frikkie kan vreeslik kwyl as hy na pappa kyk. Dan gooi pappa vir hom stukkies. Net klein stukkies. Casper is soos Mia, baie lekkerbekkig. Eet nie menskos nie. Goed so, meer vir my. Ek word sommer honger as ek aan eet dink. Kwyl amper so erg soos Frikkie. Laat ek gaan kyk of daar nog iets in die kosbak is. Min kans met Frikkie wat gedurig onder rond lê. Hy sal dit nie waag om uit my bak te eet as ek daar is nie, maar die ding is mos skelm. Soos ek gedink het, die bak is almal leeg. So skelm soos Frikkie is, so voortvarend is Casper. Hy eet uit almal se bakke. Maar ek weet, hy groei nog. Is altyd honger. Dit sal hom nog baie klappe laat kry. Hy sal sien en voel. Skielik is dit asof daar 'n trilling deur my lyf gaan. Ek sak af tot op die vloer. Dit dreun in my kop en my tong raak droog. Dit raak donker om my. My lyf raak koud. 'n Gedagte kom in my kop. Is dit die dood waarvan Nana altyd praat? Die stem praat met my, maar ek hoor nie wat dit sê nie. Ek is bang. Ek ruik my piepie. Ek proe my bloed. Ek word wakker en weet dadelik waar ek is. Op die koue, blink tafel van die hokkies. Iets is verkeerd. Ek kan nie my oog oop kry nie. Wat dink jy, dokter? Dis pappa se stem. Dink jy hy het pyn? Ek wens ek kan skree, nee, nie pyn nie, maar veel erger, ek kan niks sien nie. Daar kom 'n naarheid in my kop op. Dis die reuk van hierdie plek. En al die vreemde mense en diere. Ek haat dit, ek haat dit, ek haat dit. Ek weet nie meneer, dit lyk nie so nie. Maar laat ons hom net wakker kry. Dan kyk ons of sy oor hang en of sy oogvlies toegaan. Hoe is sy eetlus deesdae? Eetlus? O nee, hy vreet soos 'n leeu. Geen probleem daar nie. Pappa, hy eet dan baie meer as ek. Ek word sommer vies en oop is my oog. Hy is by. Die vrou in die wit jas. Sy skyn 'n lig in my oog. Agter in 'n kamer chanke hond sag. Ek kan ook katte hoor brom en miau.
In die hokkies is almal verskrik. Papa maak sy gewone keelgeluitjies. Hy is angstig. Ja, dis die woord. Angstig, soos ek ook voel. Ons kan toetse doen, sê die vrou, maar hoeveel sal dit kos, vra papa. Dit hang af. Ons moet toetse doen. Toetse vir wat? Papa is nou vies. Wel, ek vermoed die windbukskoel veroorsaak trauma. Maar dit weet ons mos. Breinskandering en... Maar dit gaan nie vir Timmy beter maak nie. Nee, meneer. Niks sal hom beter maak nie. Papa tel my in die draahokkie en druk die deurtjie toe. Dankie dokter, ek neem hom maar huis toe. Ons gaan deur die groot vertrek waar mense op stoele en diere in hokke sit en wag. Ek lê stil en loer na almal. Ek is bly ons gaan huis toe, solank ek net nie onder die vyeboom beland nie. Nie nou al nie. Papa sit my op die agterbank van ons kar neer. Skielik 'n kind se stem. Kosi sikelele Afrika, nam namatusa umlalala. Dis papa se luitoon, het ek missis hoor sê. Luitoon. Is net een toon lui. Wat van die ander tone? My hare staan oorend. Die stem wat ek nou hoor, ken ek. Die boer. Papa praat sag. Middag vader. Jy moet plaas toe kom. Kom die grove stem oor die foon. Papa maak weer keelgeluide. Hoekom? Jou moeder is vanoggend 10:00 oorlede. Die stem word stil. Papa praat sag met homself. Ek kan nie hoor wat hy sê nie. Skielik besef ek dat hierdie stem bekend klink. Dis die stem wat in my kop is wanneer ek bang is. Maar wanneer ek kalmer voel, is die stem anders. Klink dit soos papa se. So, daar is hierdie stemme in my kop. Die boer se en papa se. En ander wat ek nie ken nie. Ons kom by die huis aan. Papa maak die draahokkie oop en ek klim uit. Styf. My bene is altyd so as ek van die hokkies afkom. My keel is so droog. Kom Timmy, sê papa. Gaan rus 'n bietjie. Ons gaan namiddag plaas toe, net ek en jy. Ek weet nie hoekom nie, maar vir die eerste keer wil ek gaan. Ek onthou dat ek met plaasdiere vriende was, so ver moontlik, en ook nie almal nie. By die groot hek dink ek aan die boek waaruit Nana vir my gelees het, die een met die diere op die voorblad, Animal Farm, en ek wonder watter soort farm kry jy. Is dit 'n stad, dalk 'n mensplaas? Agterplase is mos ook soort van plase, en hoekom sê mense in steede van of in plaas van? Maar ek wil nie nou oor sulke dinge wonder nie. Ons ry verby 'n lang heining van pale. Agter die heining staan groot diere, wit en swart koeie en perde. My rug raak styf. Ek voel hoe die hare regop kom. Ek sak af tot op my maag. Papa kyk na my. Onthou jy Timmy? Ek het gewonder of jy sal. Natuurlik onthou ek, en dis geen plesier nie. Ons ry stadig tot voor die groot ou huis. Langs die huis is daar ook ander geboue. Die grootste een is bekend. Ek kyk met 'n naarkol op my maag na die skuur. Daar sit 3 kraaie op die spitsdak. Hulle kyk na ons, maar beweeg nie. Hulle lywe blink in die skerp sonlig. Bly maar eers in die kar, Timmy, dit sal beter wees, sê papa en klim uit. Ek kan die ou man in sy rolstoel op die stoep sien. Ja, beter dat ek laag lê. Hoekom het papa my saamgebring? Al wat ek kan dink is dat hy bang was om alleen te kom. Papa staan op die trappe voor die deur en kyk op na die ou man. Hy lyk asof hy wil omspring en terughardloop na die kar toe. Die kar se vensters is oop. Ek kan hoor wat die ou man sê. Hy het 'n harde stem soos donderweer en 'n groot blik. Jou ma is weg, sê hy.
Ek hoor die geklap van vlerke, nog kraai het op die dak gaan sit. Jy bedoel oorlede. Papa praat nou harder. Wanneer? Laasnag, in haar slaap in ons bed. Papa skud sy kop. Toe sê hy, begrafnis? Die ou man brom iets. Papa lig sy een hand effens. Hy wil omdraai. Ek sien dit aan sy lyf. Skielik is daar 'n harde slag. Ek koes en kyk rond. 'n Hoender het teen die kar se voorste ruit vasgevlieg. Naels krap oor die dak. Nog 'n hoender hardloop oor die werf. Al twee gaan by die skuur in. Ek kyk op. Die kraai is weg. Ek lê plat op die bank, my naels daarin geslaan. Ek onthou weer die geweerskoot in die skuur. Papa vra, Timmy? Hy kan nogal vinnig beweeg as hy wil. Wil jy gaan kyk waar jy gebore is, Timmy? Nee, ek onthou nou alles duidelik. Die groot hond wat daar ingestorm het, sy bek vol skuim en slijm. Hy het 'n perd wat hom raak geskop het gebyt en ons aangeval. My ma het ons probeer verdedig. Papa het gekom en die hond geskiet. Net ek het oorgebly. Daar was die reuk wat ek nou elke dag in my eie asem ruik. Papa het my opgetel. Die ou man het met hom geraas, iets oor donker wat nou geskiet moet word. Hondsdolheid. Hy wou my ook doodmaak. Papa het gekeer. Donker was die ou man se perd. Mrs. het een keer gesê die ou man het papa weggejaag en dat hy gesê het papa moet sy Engelse hoer vat en voetsek. Papa se ma het gesê hy moet die regte ding doen. Daar is baie dinge gesê, het papa geantwoord. En die plaas was nie die beste plek om Jenka groot te maak nie. Ek weet dit, want hy en Mrs. het al baie daaroor gepraat wanneer ek op die trap gelê en luister het. Al het ek nie voorheen veel verstaan nie, maar nou. Die skuur is nie so groot as ek het onthou het nie. Maar dit laat my bewe. Ek laat sak my kop op my voete, my ore is plat. Ek loer na papa met een oog. OK, kom ons ry. Ons ry weg en kyk nie om nie. Ek hoor nog stemme, maar ek weet darm, dis net in my kop. Ek wonder of papa ook soms sulke stemme hoor. Hy kyk voor hom, maar streel met sy een hand oor my rug. Nana is vandag weer beduiweld. Papa sit onder die afdak wat 'n vreemde man gebou het. Mrs. is bly oor die afdak. Ek het haar dit hoor sê. En papa is bly dat sy bly is. Hulle drink koffie daar, in die oggende en soms in die aande. Deur die dag lê Frikkie daar rond en Casper probeer met hom speel. Frikkie raak nou geniepsig. Hy leer verkeerde gewoontes by Nana. Nana doen deesdae nogal vreemde dinge, soos om vroeg in die oggend te gaan stap en dan laat sy die alarm afgaan. Larry moet willig, sê papa. Mrs. is kwaai met hom. My ma is nie so nie. Ek ken haar beter as jy. Almal raak oud en vergeetagtig. Nou wat is dit met haar? Sy gaan loop deur die buurt, maar sy praat nie met my nie. Ek sien haar al minder. Kla jy of spog jy? Mrs. kyk papa aan en hy kyk weg. Seriously, Hendrik, you are never content. Tevredenheid het niks hiermee te doen nie, sê papa. Ek is bekommerd oor haar. Sy lyk so asof sy nie mooi by is nie. Half soos 'n hond wat op 'n grasperk hurk, jy weet, met daai middle distance uitdrukking. En dan, Hendrik, ernstig. Sê nou sy het Alzheimer's. Wat maak ons dan? We'll cross that bridge when we come to it. Nou het ons eers 'n ander probleem, Jenka. She thinks she is street smart, but she knows nothing of the wolves out there. Street smart, sê papa. My dear wife, if she was smart, she would not be a squatter on the corner of Shit Street and a cul-de-sac named Kill Yourself. Daar is 'n fyn lyn tussen slim en windgat, antwoord Mrs. Ek dink juis sy aard na jou,
Die lewe is 'n balanseertoertjie, sê pappa sag. Alles gaan oor balans, oral in die heelal. Hoekom sal ons lewens anders wees? Balanseertoertjie. Nee wat, te lank om op te soek. Mrs. se stem raak nou skerp. Onthou net, slim, vang sy baas. Anyway, you are supposed to get her out of this mess, not judge her. O, nou met die man, die mees gehate en getekende ding van ons tyd weer inspring en red, nê? Wat het geword van al julle slim slagspreuke? You strike a woman, you strike a rock. En vroue sal die wêreld beter regeer as mans. Al daai tjol. Julle kan nie eens in een kombuis saamwerk nie, wat nog van? Nena se voetstappe kom nader. En toe sê sy, Hendrik, jy is reg. Vroue praat te veel. Dit kos 'n man om dinge gedoen te kry. Mans weet hoe om op een ding te fokus en dit is die beste te doen. Vroue is altyd bedreig en gereed om vir hulle blote bestaan te beklei. Mrs. se mond hang oop. Wil sy vir Nana byt, wonder ek. Toe sien ek hoe Nana na Mrs. kyk en een oog knip. Spot sy met my? Ek trek my ore plat. Ja, ma is reg. Hendrik is die beste toegerus om probleme op te los. Ons vroumense is multitaskers. Ons het sterk leiers nodig in 'n krisis. Gefokuste leiers. Mrs. maak ook een oog toe en ek sien sy ontspan. Papa kyk hulle aan. Julle moet dink ek is stupid, sê hy. Maar ironies genoeg, julle is tog reg. Dit is my plig. Hy kyk na my. Sorry, Opel. Die keer bly jy tuis. Jy pas die huis op. Jy en Bronhilde. Hy wys sy tande. Nana, jy kom saam met my. Mrs. begin praat, maar papa hou sy hand op. Jenka wil nie nou haar ouers sien nie. Nana gaan die praatwerk doen. Nana knip haar oë vinnig. Toe knik sy. Ek het darm nog 'n bek op my. Mrs. voel sekerlik soos ek. Laat hulle maar gaan. Dis veiliger by die huis. Maar ek sal graag wil sien wat hier gaan gebeur. Papa sê altyd, as Nana se bek nie so groot was nie, het die kraaie in haar gatnes gemaak. Nou is dit skielik goed so. Maar ek sal uitkyk vir die kraaie. Skakel gerus môre weer in vir nog 'n episode